wonderlike voorreg om vanmôre die woord van die Here aan julle te kan bedien. En ja, ek wil graag aangaan waar ek laas Sondag gestop het. Oor die Heilige Gees en geestelike oorlogvoering. En die teksvers wat ons mee geëindig het, gaan ek vanmôre mee begin. En dit is Efesiërs 5 vers 18. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Hallo, as ek op die lig daar is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dis baie belangrik dat ek en jy as 'n gelowige moet weet, wie is die Heilige Gees en wat doen hy in my en in jou lewe? Hoekom het ek die Heilige Gees ontvang? Dis 'n gawe van God. En vanmôre gaan ons 'n bietjie praat daaroor. Ons gaan kyk na die Heilige Gees se gawes wat hy vir my en jou as 'n gelowige gegee het. Nou daar is 'n hele lys. Die Bybel het 'n hele lys van gawes. Maar ek en jy ontvang nie al die gawes met een slag nie. Dit werk nie so nie. Die Here wil nie hê dat ek en jy so moet werk nie. Nee, want ek en jy kan nie al die gawes hanteer nie. Jy kan hanteer die gawe wat God vir jou in sy gedagtes het. Wat hy vir jou bestem het, gaan hy vir jou gee. Jy is miskien ook iemand wat lekker kan kos maak. Dis 'n gawe van God. Ja, dis waar. Jy is ook iemand wat kan maklik praat voor mense. Dis 'n gawe van God. En so kan ek aangaan. Maar vanmôre wil ek gaan kyk na wat beteken die woordjie gawes. Charismata is die Griekse vertaling van gawes. Nou, dit is om die dienswerk wat God my en jou mee geroep het, in sy diens mee te kan mense bedien. Nou hierdie gawes kan alleenlik onder die leiding van die Heilige Gees gebruik word. Ek kan nie hier staan en preek uit myself uit nie. Ek kan nie. Ek moet deur die Heilige Gees wat my inspireer om sekere dinge te praat en te sê, opereer. Anderste is dit maar net nog 'n menslike praatjie wat ek deurgee en wat niks beteken nie. Dit is soos die saaier wat gegaan het met saad en gaan saai het en dit het als hier langs die pad geval. En op die pad. Dit het niks beteken nie. Dis wanneer jy jou gawe gebruik sonder die Heilige Gees. Maar met die Heilige Gees is jou gawe van baie werd. Van iets werd. As iets met jou gawe wat ek en jy nie kan verduidelik nie. Julle sal dit hoor. Nou daar is baie gawes wat ek gesê het wat in die skrif voorkom. En ek gaan net 'n paar van hulle noem. Barmhartigheid. Daar waar jy nou sit, kan jy nou 'n bietjie dink. Wat 'n gawe is myne. En dan wil ek hê jy moet bietjie die Here vra, Here, gebruik ek hierdie gawe wat U vir my gegee het in die kerk, in die dienswerk. En as jy dit nie doen nie, moenie aan my verslag doen nie. Rapporteer aan die Here, sê Here, help my om dit te kan uitsorteer. Niemand anders nie. Goed, ons begin by barmhartigheid. Dan gaan ons na bemoediging. Dienswerk. Voorbidding.
Sjoe, hier's baie voorbidders in hierdie kerk, ek weet. Bid jy regtig op die manier wat die Here wil hê jy moet bid? Hoor mooi, of bid jy in jou menslike vermoë, wat jy as mens wil hê? 'n Voorbidder bid wat God wil hê daar gebid word, moet word. En waarvoor God in jou hart wakker maak, waarvoor jy moet bid. Evangelisering, daaroor wil ek nie eintlik uitbrei nie. Want ons is eintlik almal evangeliste. Ons moet eintlik almal die evangelie verkondig. Wat doen ons dit? Of is ons, sê ons, kom ons los dit vir die kerkraad, los dit vir die sonnaskoolonderwysers, los dit vir pastoor. Nee, ons moet almal evangeliste wees en die evangelie van Jesus Christus verkondig. Tydig en ontydig sê die woord. Gasvryheid. Sjoe. Kan 'n man gasvry wees? Ja, jy kan. Dis nie net die vrouens wat gasvryheid het nie. Ja, as man kan ook gasvry wees. Geloof. Weet jy, daar's 'n vers in die Bybel wat sê, die Here het ons elkeen 'n mate van geloof gegee. Elkeen van ons. Die dag toe jy gebore word, toe jy die mate van geloof ontvang. Maar jy as mens moet dit ontwikkel. Jy moet dit gebruik. Anders te gaan geloof by die agterdeur uitstap. Jou geloof gaan nie meer iets vir jou werd wees nie. Herderskap. Hier's manne wat hier sit, wat as herders geroep is. Wat doen jy met jou herderskap? Leierskap. Onderrig. Onderskeiding. Organisasie. Profesie. Skepende vermoë. Uitdeling. Tale. Gesondmaking. Nou al hierdie goed het God in sy almag tot my en jou beskikking gestel. En wanneer kom hierdie goed tot werking? Dit kom in werking alleenlik wanneer ek en jy toelaat dat die Heilige Gees in ons en deur ons werk. Dan kom enige een van hierdie gawes na vore. Ek kan byvoorbeeld vir iemand bid, maar ek het nie die gawe van onderskeiding nie. Maar nou bid ek vir hierdie persoon, en skielik kom daar iets by my op. Die Here gee my die gawe van onderskeiding, wat in hierdie persoon se lewe plaasvind. En ek deel dit met daai persoon. En onmiddellik is die Heilige Gees daar, wat hierdie persoon deur my oortuig van sonde en geregtigheid. Dit is die Here werk. Ek het nie die gawe van onderskeiding gehad nie. Maar toe die Here kom en hy dit vir my openbaar en ek het met die persoon deel, onmiddellik kom die Heilige Gees in sy grootheid en openbaar aan die persoon deur my die probleem. Dis hoe dit werk. Jy hoef nie iemand te wees wat sê van die môre tot die aand praat ek net in tale nie. Ja, jy kan in tale praat, 100% reg. Maar nou kom jou volgende persoon langs jou en hy kan glad nie in tale praat nie.
En skielik kom die Heilige Gees oor daai persoon en boem, hy praat in tale. En weet jy wat? Omdat ek Portugees bietjie ken, het ek eendag langs sy oom gestaan. En hy begin in tale bid. En die oomblik toe hy in tale bid, toe praat hy suiwer Portugees. Hy het dit nie geweet, hy ken nie Portugees nie. Hy weet nie van Portugees nie. Nou vra ek jou, is dit nie die Heilige Gees wat dan 'n taal vir jou gegee het, sonder dat jy die taal kan praat, om iemand wat in die gehoor sit dalk te stig, of die evangelie aan daai persoon te verkondig? Gawe van tale. So, die Here gebruik daai gawes om sy dienswerk te bevorder. Amen. Ek het hier 'n rooi letter vraag ook geskryf, of 'n sinsnede gemaak. Die Heilige Gees skinder nie. Die Heilige Gees sal nooit van enige iemand sleg praat, of van enige iemand stories dra nie. Hy sal nie. Vergeet dit. Die Heilige Gees se werk is om my en jou van sonde en ongeregtigheid te oortuig. En hy leer my en hy leer jou wie Jesus is en wie God die Vader is. Dis sy werk. Hy het nie gekom om te... Nee, hy dra nie stories aan nie. Dis nie die Heilige Gees nie. Want die Heilige Gees is God se Gees. En God se Gees lieg nie. En skinder nie. Amen. Nou daar spesifieke gawes wat die Heilige Gees vir my en jou gee. In ons geestelike oorlogsvoering teenoor die bose geeste en teenoor die probleme van die wêreld. Ek gaan nog gou 'n paar van hulle aanraak. En ek wil hê jy moet mooi luister. Wat se gawes is dit? Hulle is deel van hierdie wat ek genoem het, maar hulle het 'n paar veranderingkies by. Hoor mooi. Die gawe van kennis. Die gawe van kennis. As jy nie die woord van die Here oopmaak en die woord van die Here leer en lees en memoriseer nie, hoe kan jy kennis van God hê? Jy kan nie. Net dit wat in hierdie woord staan, kan ek en jy gebruik teen die duiwel. En weet julle, die duiwel ken die Bybel. Want hoekom? Toe hy Jesus gaan versoek het daar in die woestyn, het hy die woord van God gebruik. Jesus, jy kan mos jou engele sê, aangaande jou 'n bevel gee, as jy hier van die tempel afspring, om jou te vang, en jou te keer. Onthou jy dit? Die woord van die Here ken hy beter as wat ek en jy ken. Daarom moet ek en jy die Bybel ken, sodat ons hom kan teestaan in daai dag wat hy ons kom versoek. Die openbaring van die spesifieke bose geeste wat aan die werk is, sal na jou toe kom deur die kennis wat die Here vir jou gee. Hy gaan na jou toe kom en hy gaan dit openbaar. Jesus gaan dit aan jou kom openbaar deur die Heilige Gees. Wat se boosheid is besig om plaas te vind. En dan kom die onderskeiding van geeste
ook na vore. Hierdie is presies wat die Here wil hê. Ek kan nie 'n onderskeiding hê van geeste as ek nie die kennis ken nie. As ek nie die woord het nie. Hoe gaan ek dan die kennis, die geeste kan onderskei? Ek gaan nie kan nie, want ek het nie die woord in my hart nie. Maar as ek die woord het, en ek het die kennis, sal ek die onderskeiding van geeste kan hê. Jesus sal dit vir my gee, deur sy Heilige Gees. En nou, moet ek die geloof hê. Sodat in die geloof, wanneer hierdie bose geeste uitspring en kom manifesteer in goed, dat ek die geloof sal hê, om in die naam van Jesus teen dit te kan veg. Anders wat beteken dit? Niks. Niks. Ek moet kan in geloof bid. Bid vir genesing van wat ook al die aard mag wees. Bid vir bevryding en vir die bekering van die ongelowige siele. Ons moet dit in geloof doen. Dit help nie ek kom bid en ek bid en ek bid en ek bid. Dan is dit soos ek maak 'n kraan oop, en waar gaan hy water heen? Dit loop net weg. Maar as ek 'n tydslang aan daai kraan sit, met 'n spreier voor, dan glo ek mos, as ek bid, ek maak daai kraan oop, dan gee ek nou vir daai blommetjies daar water. Want nou glo ek, hierdie tydslang gaan daai water by daai blommetjies uitbring. Dis geloof. Geloof in aksie. Dis wat die Here vra van my en jou. En nou kom hy met wysheid. Die Here gaan jou wysheid gee. Hoe om presies hierdie hele situasie wat opduik te kan hanteer. Hy gaan. Maar hy sê bid vir wysheid. Bid dat die Here jou wysheid gee. En wie God gaan jou nie beskaam laat staan nie. Hy gaan jou wysheid gee. En as jy wysheid gekry het, gaan jy op die uiteinde van die dag terugstaan en sê, wow, dankie Here. Uit myself uit kon ek dit nie doen nie. Maar U het my gehelp. U het my gehelp om hier deur te gaan. Amen. En nou, die Here gee in jou hande genesing. Die gawe van genesing is in jou hande. Wat doen ek en jy? Die Heilige Gees kom by jou, hy klop by jou, hy sê, hey, gaan bid bietjie vir daai persoon, gaan bid bietjie vir daai persoon. Here. Maar die genesing is in jou hande. Hoekom? Want die Heilige Gees is mos in jou. En wie is die Heilige Gees? Dis die derde persoon in die Godheid. En hy lei jou. En die oomblik as jy jou hande op die sieke plaas, wat gebeur? Jy as mens kan niks doen nie. Maar die Heilige Gees kom uit God se krag en genees daai persoon. Onmiddellik. As dit God se wil is. Bygesê. Dis nie altyd God se wil daarvoor nie. Maar in God se wil genees hy op daai oomblik wie hy wil genees het. Nou kom die volgende een. Barmhartigheid. Sjoe. Dis 'n groot gawe. Het jy empatie met mense? En empatie en simpatie is 'n groot verskil. Hulle staan eintlik so teenoor mekaar op 'n afstand. Maar om empatie te hê, beteken ek het 'n gevoel in my binneste wat ek nie kan verklaar nie. Omdat die Heilige Gees lei my om iets vir hierdie mens te doen. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy plaas 'n las op jou.
Hoeveel keer bid ons nie vir mense, en spesifiek nou kom vir die mense om tot bekering te kom. Here, ek bid vir my broer, ek bid vir my sussie. Ag Here, ek bid vir my kinders dat hulle tot bekering moet kom. Het jy al 'n las vir hulle siele gekry? Daai brandgevoel. Here, as hulle nie tot bekering kom nie en U kom om ons te haal, gaan hulle agterbly. Dis barmhartig, daai empatie. Dis wat die Here wil hê, ek en jy moet doen. En tale, ons het gepraat oor die tale net nou, vir die gebruik in voorbinding. Ja, en dan ook, daar in jou binnekamer. Jy kan nie meer met die Here praat nie. Jou Afrikaans of Engelse woorde het, daar is nie meer woorde nie. Die Here het jou 'n taal gegee. En as jy nog nie 'n taal by die Here ontvang het nie, dan bid jy, dan vra jy, Here, vul my met die Gees, spreek in tale, sodat ek in 'n taal kan begin bid, om U naam te kan loof en prys. Want dit is 'n taal wat die duiwel nie verstaan nie. Maar net ons Hemelse Vader. Amen. En as jy met tale begin bid, wat gebeur? Dan beweeg die duiwel in 'n ander rigting in. En hy begin jou weg van jou afgaan. Want hy weet, hier's nou moeilikheid. Hier kom nou moeilikheid. En dan lering. Die Here het jou in jou hart ook 'n leringgawe gegee. Gebruik jy dit? Hoe gebruik jy dit? Lering is om die waarheid op 'n georganiseerde en 'n verstaanbare manier oor te dra. Dit help jou, kom staan jy voor en hy rammel het klomp goed af, en op die einde daarvan, en ek was al in sulke situasies, ek weet nie of jy al daar was nie, maar ek was al, waar iemand voor my kom staan, en hy praat, en hy wil net klaarmaak, want hy, die tyd is teen hom. En op die einde van die dag, het jy dit wat hy vir jou moes gee en leer, nie benul van wat daar aangaan nie. Dit gebeur. En dit gebeur in ons kerke, waar predikante voor jou kom staan, en dan kom praat hulle uit die woord van die Here uit, en jy verstaan niks wat hulle praat nie. Hoekom? Want die Heilige Gees is nie betrokke by die lering gewees nie. Maar as die Heilige Gees betrokke is by die lering en die oordrag daarvan, verstaan elke persoon wat die lering gehoor het. En laaste van daai gawes is bemoediging. Hoeveel keer kom mense en dan bemoedig ons hulle nie? Ja, ek is skuldig ook daaraan. Maar bemoedig ons mekaar? Bemoedig ons werklik mekaar? Ons moet die moed by mekaar skraap en ons met die Heilige Gees vra. Heilige Gees, lei my om 'n bemoediger te wees van mense. Om mense moed in te praat. En in die dae wat ons nou leef, het ons dit nodig, dat ons mekaar moed inpraat. Want daar's soveel negatiewe dinge daar buite, wat aangaan, en daai negatiewe invloede, kom na my en jou toe aangestap, en hulle val ons aan, en breek ons spoed, tot in die grond toe af. Hierdie gawes wat ons nou oor gepraat het,
is gawes wat God deel aan sy kinders, soos wat dit nodig is. En jy moet besef, jy het miskien nie die gawe van lering nie, maar as jy bereid hier uitstap, dan bid jy en sê, Here, help my, maak my gereed om die gawe van lering vandag dalk te gebruik in u diens. En hy gaan jou leer. Die Heilige Gees gaan jou lei. Hy gaan jou wys waar jy dit kan gebruik. Maar ek en jy moet bereid wees en beskikbaar wees om die lering uit te dra. Dit is belangrik om te onthou dat God as 'n reël nie al die gawes aan net een persoon gee nie. Nee. Hy gee dit aan die persoon wat beskikbaar is op daai spesifieke oomblik en wat in die diens van God die Vader staan. Vir hom gee die Here die gawe wat nodig is vir die werk. Onthou dit. En dan, die Heilige Gees lei die gelowige in waarheid en herinner ons aan Jesus Christus se leer wat hy vir my en jou geleer het. Amen. Wat het hy my geleer? Wat het hy jou geleer? Die taak van die Heilige Gees is om ons in die waarheid te lei. Want Jesus Christus het die waarheid gespreek. En hy was die weg en die waarheid. En hy het almal gewys hoe loop die weg. En hy het ons almal kom leer op die weg hoe die waarheid lyk. Hy het. En wat doen ek en jy in dit? Loop ons in daai weg van die waarheid of draai ons bietjie skeef in ander rigtings? En so dikwels vra mense, hoe moet ek weet wat die waarheid is? Het jy al gehoor, mense vra, maar hoe moet ek weet wat is die waarheid? Hoe moet ek dit onderskei? Vra, bid, Here, wat is die waarheid? Hoe lyk die waarheid, Here? En dan kom die Heilige Gees en hy wys jou wat is die waarheid. En hy leer jou wat is die waarheid. Want hier is die waarheid. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord. Hier is die waarheid. Dit help nie ek en jy wil na ander goed luister en na ander goed kyk nie. Nee. Vat die Bybel en bid en vra die Heilige Gees, openbaar aan my die weg van waarheid en hy sal jou in sy woord dit wys. Hoe dikwels vra ons almal om raad en leiding? Ons doen dit gereeld. Maar het ons al gevra, Heilige Gees, ek het nou u raad en u leiding nodig. Het jy dit al gedoen? En wat gebeur? As jy hom vra, dan gee hy vir jou. En hy wys jou duidelik die weg. Duidelik. Maar ek en jy is te skaam om die Heilige Gees te vra. Ons is te bang daaroor. Weet jy, die Heilige Gees gaan jou herinner aan wat? Aan die gepaste en aan die tersake teksgedeeltes
van die skrif in daai oomblik. Hy gaan. Dis hoekom dit vir my en jou so belangrik is dat ons die Bybel moet ken en dat ons die woord moet memoriseer. Ek weet, dis nie maklik op 'n ouderdom om meer goed in jou kop in te druk nie. Maar weet jy wat, hoe meer jy lees, hoe meer kom die Heilige Gees en maak dit vas in jou binneste, sodat dit wat dan in jou binneste bly, word dan deur die Heilige Gees uitgebring die oomblik as jy dit nodig het. Amen. Prys die Here vir dit. Matteus 10 vers 19 en 20. Daar staan so mooi vir my en jou daar. Wanneer hulle julle uitlewer, en ek wil hier moet julle mooi hoor, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Maar God kan nie vir jou iets gee wat jy moet sê. Kyk die volgende vers. Dan is dit nie jy wat praat nie, maar die Gees wat deur jou werk. Die Gees van die Vader. Hy praat met jou. Hy gaan jou gee. Maar, kyk jy moet die woord van die Here ken. As jy die woord van die Here nie ken nie, hoe kan hy vir jou gee om te praat? Hoe kan hy vir jou skrif gee om te deel? Hy kan nie. So dis belangrik. En dan is dit nie wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle spreek. Jy praat nie meer nie, maar die Gees praat dan deur jou. Halleluja. Moenie toelaat dat die duiwel met jou woer speel nie. Begin die woord van die Here ken. Want as jy die woord van die Here ken, sal die Heilige Gees deur jou kom en deur jou kom praat. Die Heilige Gees kan ons nie net alleen lei en leer as ons nie gewillig is om hom te gehoorsaam nie. En om onsself oor te gee aan sy leiding. Ons moet, ek en jy moet onsself totaal en al oorgee in die hand van die Here. En as ons dit doen, dan sal die Here ons lei deur sy Gees. My laaste gedeelte is, die Heilige Gees gee aan die gelowige wysheid. Soek jy wysheid by die Heilige Gees. En openbaring, sodat ons die skrif kan gebruik as 'n gelowige. Kort jy wysheid in jou werk, in jou omstandighede waarin jy is, bid die Here daarvoor. Bid vir daai wysheid. En die Heilige Gees is ook die persoon wat die skrif van God aan ons moet kom oopmaak en aan ons kom verklaar. Want nou lees ek 'n spesifieke vers en skielik as ek hierdie vers lees, dan besef ek, my Here, ek verstaan nie hierdie vers nie. Hoekom nie, Here? Dan bid ek, sê Heilige Gees, kom maak hierdie vers oop in my hart. Kom en kom verklaar aan my dit wat hier in die woord staan. En as ek dit gelees het, en ek lees dit 'n tweede keer, en 'n derde keer, en 'n vierde keer, en die 5de keer wat ek dit dalk lees, dan spring daai gedeelte uit.
En skielik verstaan ek dit. Hoekom? Want dan het die Heilige Gees gekom en dit aan my kom openbaar. Hy sal jou leer en hy sal jou wysheid gee. Maar jy moet hom vra. Jy moet hom vra. Dit help nie ek wil bid en vra, ag Here, gee vir my vrou wysheid. Ja, ek kan dit bid, gee my vrou wysheid. Maar op die uiteinde van die dag moet sy self die Here vra vir wysheid, vir kennis, vir insig. En as sy dit gedoen het, dan gee die Here dit vir haar. So ek bid ook, ek sê Here, seën die gemeente met wysheid, met kennis, met insig, met verstand. Help hulle, Here. Maar ek kan net so ver bid. Wat moet jy dan doen? Jy moet van jou kant af bid en sê, Here, asseblief, ek soek U wysheid. Ek soek U kennis. Ek soek U krag. Ek soek U genade, Here. Want as ek dit nie kan doen nie, as ek dit nie so bid nie, gaan ek dit nie ontvang. Ek gaan dit nie kry nie. Onder geen omstandighede gaan ek dit kry nie. Ek gaan dit alleen kry, wanneer ek Here vra. Dis 'n goeie een. Om vir jou te bewys. Behalwe nou waar die vrou die man gevra het. Maar wil jy jou vrou gaan vra om te trou? Het jy iemand anders te gevra om haar te gaan vra om te trou? Dit my gevra. O, hy nou. Is dit regtig so? Hy het haar gevra om te trou. So hy het niemand anders te gaan gevat en te sê, hoorie, gaan sê bietjie vir Helene, ek wil met haar trou nie. Dis presies hoe die Heilige Gees met my en jou werk. Ek en jy moet direk die Heilige Gees gaan vra. Asseblief, Here. Asseblief, Heilige Gees, gee my die verstand, die kennis, die insig. En hy sal dit vir jou gee. Nie miskien nie. Hy sal dit vir jou gee. Op die regte tyd. Amen. Baie keer wil ek en jy nou 'n ding gedoen hê. Ons wil nou iets hê. En dan kom die Here en dan sê hy, nee. Jou tyd is nie my tyd nie. Ja, dit is so. Toe die Here my roep vir die bediening, was dit in 1984, woon sy in Wes-Afrika op die grens, toe ons daar nog die grensoorlog gehad het. Toe het iemand heel vreemds vir my gesê, die Here roep jou vir sy bediening. Ek het eers in die jaar, dit was in 1984, April, nee, was eerste, tussen Februarie, Maart en April, eerste in daai tydperk, ek kan nie die datum onthou nie. Ek het eers in die jaar 2000 sendingskool toe gegaan, om in die permanente bediening van die Here in te gaan. Want toe ek terug op my grens af, toe wil ek in alle haas net Bybelskool toe. Ek wil nou gaan leer, ek wil nou gaan pastoor word. Daar het die Here vir my gesê, onthou, my tyd is nie jou tyd nie, en jou tyd is nie my tyd nie. Ek hou jou dop met 'n oog. En ek het gekom en ek het hier by die huis alles probeer invul en die deure het vir my toegemaak. Want God se tyd was nie my tyd nie. En toe dit uiteindelik kom, waar die Here vir my sê, nou is die tyd. 1998 het my werk gelos. En Desember 1999, dink party van julle mense sal onthou, die Dasco 2000, wat die buitekant Witbank was, toe sy daar na die sendingskool toe. Vir 'n jaar lang, ek en my eerste vroutjie en ons dogter het toe daar gaan bly en ons is daar toe, het die Here ons
begin toe vertrou met sy dienswerk en het ons opleiding gekry. Ek noem julle dit om jou te wys, God se tyd is nie ons tyd nie. Ja, hy kan jou nou genees. Ja, hy kan vir jou nou gee, jou hartse begeerte. Nou, dadelik. Maar sy tyd bly nog steeds sy tyd en nie my en jou tyd nie. So ons moet volhard in gebed, in geloof. Daarom gee hy vir jou die gawe van geloof en die gawe van volharding om vas te hou in dit wat hy vir ons beloof om vir ons te gee. Want hy wil vir my en jou die beste gee. Ja. Want hy het die beste in stoor vir my en jou. Halleluja. Is jy bereid om vir hom jou beste te gee? Dan moet jy vanmôre voor die Here kom en sê, Here, hier is ek. Ek is hier voor u vanmôre. In u diens, Here, is ek vanmôre en ek wil vanmôre my allerbeste vir u gee. En ek wil vanmôre afsluit met Efesiërs 1 vers 17 en 18. En ek wil hê julle moet hierdie vasmaak. Hy sê dat God ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë, dat my oë kan sien, van 'n hele verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Amen. Verstaan dit vanmôre. Vat dit vanmôre. Laat dit vanmôre joune wees. Kry vanmôre die verligte oë van jou verstand, sodat jy kan verstaan wat is die wil van die Here vir jou. Hy wil jou wysheid gee. Hy wil jou openbaring kennis gee. Maar is jy bereid om dit te vat? Is jy bereid om te sê, Here, hier is ek. Help my. Help my dat ek die Heilige Gees kan gebruik in u dienswerk. Kom ons sit so en ons buig die hoofde saam.